Vandag wil ek met jou gesels oor Paulus. Nou ons almal ken die verhaal van Paulus. Paulus was hierdie skrifgeleerde, hierdie persoon wat die wet van Moses opgeswat het, wat elke liewe gryseltjie, elke liewe ding van die wet van Moses geken het en verstaan het en dit uitgeleef het. En toe hy op 'n punt kom in sy bediening en in sy lewe, is daar hierdie fanatikuste, hierdie groepering, mense wat gesê het, hulle is op die weg, hulle verstaan die waarheid, hulle verstaan dat die Messias gekom het in Jesus Christus, en dat die hele wêreld hulle self moet bekeer. Nie net Jode nie, maar nie Jode sowel. Hulle moet ook verstaan van die genade en die liefde van Jesus Christus. En Paulus, op daardie stadium was sy naam nog Saulus, het na hierdie mens gekyk en gesê, joh, maar hulle moes hierdie geskrifte, hierdie wet van Moses wat ek opgeswat het, ek weet nie waar hulle dit geleer het nie, maar dit is nie wat in die Bybel staan nie, of in die Hebreëse Bybel staan nie. En hy begin hulle vervolg. Hy volg hulle na, en hy is by die dag toe een van die disippels, Stefanus, toe hy preek en voor 'n skare mense staan, tot die dood toe gegooi is met klippe. En van daar af besluit Paulus, nee, hy gaan nou Damaskus toe gaan. En toe hy op die pad van Damaskus kom, is daar lig uit die hemel uit en hy word blind, en die Here Jesus Christus praat met hom. Sê vir hom, Paulus, hoekom vervolg jy my kerk? Paulus kom op daai stadium tot bekering. En sy hele lewe verander. Hy word Saulus, hierdie adelike mens wat letterlik sy naam beteken Saulus, een van die geëerdes, na Paulus, 'n dienaar, 'n slaaf, kan ons maar amper half sê. En hy begin om die evangelie, die goeie nuus dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het aan die kruis, die dood oorwin het, en op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, begin hy verkondig. En as ons 1 Korintiërs 15 gaan lees, nadat Paulus nou op hierdie stadium vir 'n goeie 14 hoofstukke lank vir die gemeente van Korinte begin vertel het wat al die probleme in die gemeente is, kom ons agter, maar Paulus in homself het 'n groot probleem gehad. Paulus het met sy selfbeeld gesukkel. En wie sou nie? Enige persoon wat so radikaal gegaan het aan die een kant om te sê, maar hierdie mense moet uitgewis word, hierdie Jesus Christus fanatikuste het nie 'n plek in die huidige wêreld nie, na die grootste Jesus volgeling wat die mensdom nog ooit gesien het, kan ons verstaan dat Paulus met 'n selfbeeld probleem gesit het. En vir hom, wanneer hy oor sy verlede praat en wanneer hy praat oor die dinge wat hy gedoen het, wanneer hy sê, hy is die geringste van die apostels. Hy is die een wat verwerp moet word, wat nie eers eintlik 'n apostel genoem moet word nie. Besef hy opnuut die genade van die Here. Besef hy die pad wat die Here gestap het om hom te bring waar hy vandag is. Ek weet nie waar jy nou jouself bevind in jou lewe nie. Dalk miskien sit jy met Paulus met 'n swak selfbeeld. Dalk miskien sukkel jy met depressie. Dalk miskien is dit een of ander substansafhanklikheid. Dalk miskien het jy iets in jou verlede gedoen waaroor jy nie trots is nie. Maar die Here kom sê vir ons, sy genade, sy liefde
is meer as genoeg vir ons. En wanneer ons dit besef, en wanneer ons so leef, gaan ons besef ons identiteit lê nie in onsself nie, maar dit lê by Jesus Christus. Die een wat die dood oorwin het, die een wat in 'n verhouding met ons stap. Dan verstaan ons in Efesiërs 3, hoekom Paulus dan nou uitroep aan die einde van die hoofstuk, en hy sê, ons sal nooit besef hoe ver, hoe hoog, hoe diep die liefde van die Here is nie. In hierdie week wat voorlê, mag jy opnuut die liefde en die genade van ons Here Jesus Christus beleef. En mag sy genade vir jou meer as genoeg wees. Amen.